Goedenavond kijkers, zoals het vanavond opstel, die Ivo Romano Lakay. En meeste mensen kennen hem als het gezicht van G-Sport en Safkol en jullie kennen moest nou dat gedeelte. Behoorlijk van Carabao en ook een beetje achtergrond hier in Montikie. En zo hij gaat voor ons zijn kant van die story vertellen en ik wil jullie moeten net aan vastzitten en kom eens luisteren naar die baie mooie story. Romano Lakay, welkom hier op jouw kant van die story. En ik wil je die gelegenheid en die platform gebruiken om jouw kant te vertellen voor die mensen. Want ons allemaal kijken net naar jou en ons zien jou bij Safkol, zien jou bij G-Sports en ons zien jou bij baie goede functies. Maar niemand weet wie is Romano Lakay, waarvan nou kom hij. So ons wil vanavond die weet bij jou. So wie is Romano Lakay als een pa, als een vriend en ook als een ondervoorzitter en voorzitter van, voormalige voorzitter van Safkol. Ja, Nilo, baie dankie vir die uitnodiging. Ek moet sê dat toe ek nou die skrywe lees, toe was dit vir my 'n bietjie oomblik van introspeksie want mense vra my gewoonlik van die organisasies wat ek verteenwoordig het of die besigheidsinisiatiewe, maar so ek moes so 'n bietjie introspeksie geneem het. Okay. Want sy gaan my nou vra oor spesifiek myself. So Romano Lakay of Romano Italio Lakay. Ek het my tweede naam by my oupa Tali gekry. Ik wil nog net vragen waarvan nou kom my tweede naam? Ja, van by my oupa Tali gekry. Tali, het is Hebreeuws, het beteken dew of blossom of God. So Nice. my oupa het gewerk by die kelderie, parkeerstaat gebly. So ek self was gebore op Grabouw, maar almal voor my kom van Montikie af. My ma Ingrid, haar suster Desiree, ander oudste suster Elvira en Uncle Hammy. Uncle Hammy woon nog altyd hierso op Montikie. Argitek en bouwer hierso op die dorp. En dan my ouma is 'n parkeer oorlede ouma se parkeer, Leni Parkeer, en haar broers en susters is ook almal hierso. Auntie Mettie is al oorlede, dan Wilhelm Tuislaan, waar ek ook self 3 jaar gebly het, en dan Auntie Meisie daar oorkant die VGK, Uncle Willem, en dan ou neef Hans soos almal hom ken. Meneer Wans, ja. Die man met die 60 jaar diens by Houblou. So almal hulle as Houblou en kom uit die ou athletics kom hulle uit. So ek is getroud. Ek hou van om te sê ek is gelukkig getroud met 1 vrou. Ek het 3 kinders, 1 seun en dan die jongste 2 is 2 dogters. So ek is Malipad woon saam op Grabouw. Okay. Ons het so middel 2018 Gordons Bay toe getrek. Maar ja, dis maar 'n nette dop week is. Okay, hier in Montikie is 'n hele paar Lakays. Okay, so nou weet ons het lees van watter Lakays jy is en dan is jy ook ingeskakel by die parkeers. Okay, so dan wil ons wil weet so klein bietjie akademiese en professionele agtergrond van Romano Lakay. Ja, nie interessant genoeg nie as min mense weet wanneer hulle ken my gewoonlik aan my rugby agtergrond of my betrokkenheid by klubs en sport en so. Maar ek is eintlik van beroep ingenieur, 'n meganiese ingenieur. Nou baie keer as die mense nie die twee bymekaar nie. So akademies ingenieurswese gestudeer, meganiese ingenieurswese. En dan ook was ek ook so 'n bietjie by Stellenbosch public administration gedoen daar by hulle. So ja, dit is wat my akademie betref, maar altyd werksaam tussen sport en die tegniese kant, die engineering kant gewees. So ja. Okay, nou wat is jou huidige betrokkenheid by Safkol? Huidiglik so Safkol op die oomblik, of kom ek vat dit 'n bietjie terug. So Safkol
destyds ek is eintlik tweede generasie by Safco. My kinders is interessant genoeg derde generasie. So my oom het gecoach daarso, of coach nog eintlik altyd daarso. My ander oom Bren het gespeel daarso. En so 'n paar van die vorige generasie is ingeskakel by Safco. Ek self het voorreg gehad om op die bestuur te wees, ondervoorsitter, en dan soos ek sê, my kinders sal dan nou derde generasie is by Safco. My huidige rol is maar een van ondersteuning. My ondervoorsitter destyds toe ek voorsitter was Dimitri Jacobs, en toe ek aanbeweeg einde 2013 het hy ingekom as voorsitter, en my rol vandag is eenvoudig, dis om 'n ondersteunende rol vir hom te speel, dis al. Ja, so jy het nooit self bietjie rugby gespeel nie? Ja, ek was interessant genoeg 'n vleuel, maar soos 'n mens ouer... Is dit nou onder 13 of? Nee, dis laerskool. My laaste wedstryd was op hoërskool. Ek dink dit was Kalmar daar vir Groenberg. Interessant genoeg, daar was twee neefies, Wurzel Magas en Cullen Boyce, en albei twee spoedvrate. En ek en my neefie het opgekom om hulle te vervang. Maar soos mens groter word en die ouens raak, ek het het gevoel, ek kan nie meer elke week die iets vat nie. Maar ek grap altyd dat ek sê die klipbord vir my. So, Dr. Kruiven het gesê, daar's 'n rol vir almal in rugby. Dit is reg. Kort, dik, lang, vet, vinnig, en self die wat 'n bietjie takties is. So ek dink ek het myself meer gevind in die administrasie van rugby. Ja, nee, ek sê altyd, né? Ek het al gaan research doen oral in die wêreld, en daar is net nie 'n part met my naam op wat sê dat as ek my arm verloor of enigiets, daar is nog 'n part. So ek hou my weg daar, ek geniet die rugby en ek hou van ondersteuning. Dit is lekker vir my om te sien hoe mense ondersteun, hoe die ouens speel, maar dit is hoe ver dit vir my gaan. En dan die naaste wat ek aan rugby kom is om 'n rugby liedjie te skryf. En dit is dit, ja. Okay, dan waar het Safco begin en waarvan kom die naam Safco? So Safco, as 'n mens van Safco praat Safco geskiedenis, dan moet jy so 'n bietjie verder teruggaan. Na 'n plek buite Grabouw met die naam Libanon en Hahoek. Nou Libanon is die plek. Libanon is die plek, maar die klub se naam destyds was Hahoek Rugby Club. En daai klub is gestig in 1936. Wat toe gebeur het is, Libanon was een van departement Bosbou se bosboustasies. En met die vrylating van Mandela en die verandering wat in die land gebeur het die departement Bosbou sy winsgewende gedeelte geprivatiseer. Dis nou waar manne soos Eskom en daai Daniel en daai manne uitkom. Maar dieselfde het met departement Bosbou gebeur. Hulle het toe die maatskappy gestig, the South African Forestry Company Limited. So as jy daai afkort, daai lang naam vat en kort hom af, dan is dit Safco. Dan is dit Safco, ja. So toe die mense van Libanon tot nou privatiseer en hulle skuif almal 96, 97 skuif hulle Grabouw toe, die stasie daar maak toe. Was daar nie sport eintlik in daai gedeelte van Grabouw nie. En oom Davy Linders en van die ander leiers, oom John Kleinsmid, hulle het toe bymekaar gekom en daar wat sekere ewels het uitgedop. Jy weet mos maar, hoe gaan dit in ons gemeenskap, en hulle het toe besluit maar om 'n klub te begin. Maar die klub of die doelstelling daai tyd was om die jong span positief besig te hou. As jy gaan kyk na Hoek Rugby Club, né? Hoek se klere was wit en groen. In elke kleur het 'n doel. En Safco se klere is wit en groen en swart. So die swart het bygekom. As jy kyk na al die klere binne, al die klere is eintlik binne swart. So dit is vir eenheid, maar ook dat om te sê dat
Safkol is 'n klip vir almal. Okay. Dat is baie interessant. En dan Safkol al huidiglik, né? Hou Safkol die rekord vir die meeste bekers in 1 jaar aan die Boland streek. Vertel ons 'n bietjie meer van daai achievement. Ja, weet jy, in my administrasie, né, as ek seker die meeste daaroor gevra. En dan ja, meeste waar ek gaan praat, dan vra mense vir my uit oor dit. So Safkol kom uit 'n baie nederige agtergrond uit. Ons het daar op 'n veld begin wat hulle gesê dit was letterlik in die bos. En die departement Bosbou of Safkol soos dit later die maatskappy bekend gestaan het baie investeer aan die beginjare van Safkol. Hulle busse voorsien, die veld was onderhou tot op die mense se huise waar daar gebly het, maar soos wat dinge aangegaan het, besnoei hulle mos maar in al daai goed het oor jare toe begin stop. En al wat oorgebly het van die maatskappy Safkol binne die klip is die naam. Dis die naam. So fast forward na ek dink 2010, 2011 was ek ondervoorsitter, 2012, 13 was ek voorsitter. En 2013 het so 'n verskriklike goeie jaar beleef. Die C-span het hulle beker gewen. So hulle is gekroon as kampioene. Die B-span het hulle beker gewen en dan die A-span het hulle die Overberg beker ook gewen. En so toe ons mos nou uitspele toe en ons gaan wen toe die algehele kompetisie ook. Wat beteken ons het die Presidentsliga beker daai jaar gewen. So daar is toe 4 bekers en Boland gee toe vir ons die toekenning van the most disciplined club. Want ons kom toe van 'n geskiedenis af paar jaar voor dit waar ons eintlik baie kaarte gekry het en ons het toe 'n hele plan saamgestel. En om daai achievement te kry was nogal soos 'n goeie ene. So ek het ook eers agterna by die prysuitdeling uitgevind in een van Boland se publikasies dat dit is 'n rekord. Dis 'n rekord, ja. Van wat ek verneem het staan die rekord nog. Meeste Boland bekers in 1 jaar. Ek wil hom net dit sê want daar was nou onlangs 'n kompetisie. En dit is eintlik goed want dit die mense 'n bietjie verwar. Want baie mense het gekom met meeste bekers, maar die vraag was Boland bekers. Boland bekers, ja. Ja, ons moet altyd daai in reg kry want ons word op alles aangeval. Sê vir my, wie is die huidige die voorsitter by Safkol? Ek sê die huidige voorsitter is Dimitri Jacobs. So hy was in my tyd was hy my ondervoorsitter en soos ek sê einde 2013 toe ek aanbeweeg, toe het ons nou al 'n goeie tyd saamgestap en hy het oorgeneem as voorsitter en hy is huidiglik die voorsitter. Okay, en hoe is julle verhouding en watter impak het julle verhouding tot die klub se welstand? Nilo, baie goeie vraag. Met van ons besigheidsinisiatiewe waar ek betrokke is, travel ons deur die land. En ons sien baie klubs. Joburg, ons diensklubs reg oor die land en oral waar ek kom, veral in ons gemeenskapklubs, is die storie maar dieselfde. Die vorige bestuurders beklei met mekaar. Daar's verdeeldheid in die klubs. Ons mense verstaan nie orde nie. Ons mense verstaan nie, ek gaan nou die Engels gebruik, organizational structure nie. En wat ons meer as 'n jaar of plus terug vir mekaar gesê het, ons het daar ontmoet in Dimitri se woning. En ons het vir mekaar gesê, ons gaan nie mekaar beklei nie. Ons gaan beklei vir eenheid. Vir eenheid, ja. En daai is 'n merkwaardige 'n stelling wat hy daar gemaak het en dit resonate vandag nog by my. En oral was gaan hy sien jy die mense beklei. Die mense beklei, ek weet nie of dit vir baie mense status is of wat waaroor gaan dit, maar ons approach is different. Die hele doel van of deel van wat Safkol reg doen is Safkol kweek leiers. En ons moet leer om mekaar te respekteer.
Daar's baie kere, selfs nou voor die show, was ons op die foon met mekaar, daar's baie keer laat in die nag wat ons by mekaar kom oor naweke, wat ons by mekaar kom om sekere goed uit te praat. Baie keer is dit net 'n opinie. Maar ek as die vorige voorsitter moet respekteer dat hy nou in die stoel is. En alhoewel ek my opinie gee, en ons verskil lekker, het raak baie keer lekker warm. Maar ek dink ons het genoegsame respek vir mekaar. Dimitri is 'n baie mature persoon ook, in die sin dat hy ander se opinies uitluister. En daar's baie keer wat ander dalk voel, okay, maar hy moet in 'n sekere rigting beweeg, maar hy sal altyd die inligting vat en al twee kante van die saak luister. So ek dink daai harmonie speel definitief 'n rol, want as jy kyk na die opposite, wanneer twee sterk leiers verskil, verdeel dit die klip. So die opposite is ook waar, en ek gaan die volgende Bybelvers quote in Engels, waar dit sê, where there's unity, God commands his blessing. Definitief. Ja, kan ons 'n bietjie oor G-Sports weer selfs. Is dat? Ek moet die naam reg sê, want ek het altyd gesê G-Sports weer. G-Sports weer. En G-Sports weer is baie groot in Suid-Afrika. Like, hoe het dit begin? So, G-Sports weer het so 8 jaar terug begin, deur my vernoot, en ons sien ou André Skeffers. André kom uit die landbou uit. Baie interessante storie. Kom uit die landbou uit en hy het baie moes nou in die landbou bestuur en eendag staan hy op een van die plase en hy self 'n rugby speler. Hy was toevallig 'n A-span speler toe ek voorsitter was by SAFCO. En hy het toe 'n paar talks benodig, of soos die Afrikaans is nou stewels, maar hy het 'n paar talks benodig. En hy het toe begin soek en toe hy nou vir hom 'n paar kry. Toe vra iemand anders vir hom, maar wil jy ook nie vir my ook 'n paar kry nie, want ek weet nie waarom te kyk hier in ons dorpe is, maar mos nou nie die groot winkels aldag en malls en toe hy nou dit begin doen, later het mense vir hom gevra, maar hulle benodig hulle benodig dit, en toe het hy met dit ook begin, of eintlik maar uitgebrei vanaf die talks af. En interessant genoeg, daai tyd was ek werksaam by SA Rugby in die stad, en woonagtig in Grabouw, en het hy altyd vir my gevra, die verskaffer gaan met my kom aflei, is dit fyn so? En ek is maar iemand, as ek jou kan help, gaan ek jou help. Definitief. En hy sal altyd grap en sê, ek was toe die koerier. Die koerier van G-Sports? Ja, so hulle het by die verskaffers, omdat ek in die stad was, is dit was nou nader, so die koste ook verlaag, dat hulle kon aflaai by my, en as ek huis toe gaan, ek kon tel hy dit weer by my op. Maar ek het aan die begin, het ek eintlik maar meer 'n konsultasierol gespeel, of 'n adviseur seker maar, meer waar hy nou vir my gevra dat hy wil nou dit doen, dit skuif en so maak. So, maar dis die ontstaan van die maatskappy. André Skeffers het dit begin. So meer as 'n jaar terug het hy my genader en gevra, die sports groei geweldig. Maar daar's ook 'n beperking, ceiling wat 'n mens mos maar nou bereik, en vir my gevra of ek wil meer aktief betrokke raak. So dit is waar ek nou vandag aandeelhouer is en 'n direkteur is by G-Sports. So wat ons toe gemaak het is, so in my na SA Rugby het ek bietjie gaan leer nog, en ek het was deel, of ek het 'n produksielyn bestuur, massiewe produksielyn, iets soos 130 mense, en baie swaar engineering. Ons het petrol tankers gebou, die wat die petrol by die stasies aflei. Okay. 3 van daai goed 'n dag is duisende parte, is iets soos 10.000 parte en komponente 'n week. Wat jy aan mekaar moet sit, soos dis van begin tot einde. So met daai produksie agtergrond het hy my toe genader,
En ek het toe begin, maar ek het toe nog altyd my werk gehad. En die groei van G-Sports het eintlik maar ons altyd verbygegaan, soveel dat ons toe besluit het, okay, luister maar, dis nou so dat ek sal moet voltyds kom. En sedert dit het ons seker vervyfdubbel. Ja. Ons is in die buurlande, ons is reg oor Suid-Afrika, ons het diversify, die maatskappy het begin net met sportsklere, ons doen ons skoolklere, ons doen korporatiewe klere, eintlik enige tipe klere. Ons het nou onlangs in die mediese kant ook so die klere wat die dokters dra, safety klere, alles daai doen ons wat die manne in die fabriek dra. So is dit baie uitgebrei, ja. Ja. Ek wou vra, like, wat doen G-Sport alles? Okay, en dan, okay, jy het nog genoem, jy het mos nou van 'n paar stewels af, gekom tot even dokters, toerusting en fabriek PPE en alles daai. So vir hoeveel mense verskaf G-Sport werk? Ja, ek het interessant genoeg het ons vorige week daai vraag gekry. So iets wat ek vergeet het om te noem vroeër in die dag en ek terugkom na die een toe is, so ek het toe die hele besigheid soos wat hy is geanaliseer, is mens kyk mos maar eers wat werk en wat werk. So die eerste besigheidsmodel van G-Sports was gebaseer op outsourcing. Okay. Is jy met my, so alles was ge-outsource en dit is een van die eerste voorstelle wat ek toe kom maak het met my betrokkenheid is om te sê, maar kom ons insource, kom ons doen die opposite. En as een mens kyk na die resultate, dan dink ek ons het die regte besluit gemaak om te insource. So, ons het op die oomblik het ons 2 persele, so wat ons toegemaak het, ons het stelselmatig die verskeie departemente onder dak gebring. So die laaste skuif gaan nou in die volgende 2 maande gebeur waar ons die 2 eenheids saambring. So direk kyk ons na 36 mense. Dis nou direkte arbeid. Indirek, ek dink ons het nog daai som gemaak, is dit natuurlik baie meer. Ja. So G-Sport is op pad iewers in. Ja, ons train gereeld nuwe mense. Ons sê altyd as iemand die regte attitude het, is ons bereid om mense in die hand te vat met 'n regte gesindheid en met 'n regte energie het. En dit is waar ek ons CEO Andre Skeffers en die founder baie admire is dat hy nie so kwalifikasie gefokus is. Ja, daar is plekke waar die ou moet gekwalifiseer is, maar hy daai deernis vir mense om iemand as regtig nuggets en success points wat jy kan uithaal en sien, maar jy sien hoe die persoon ingekom het as, kom ons sê, rou van skool af, of die persoon het 'n verkeerde besluit gemaak in die lewe en ons vat hom in, train hom, en is vir ons meer as net werk. Jy gaan daar uit, ons het nou die dag gegrap en gesê, maar ons maak manne by G-Sports. Wanneer ons kom, hulle is groen. En 'n mens leer mos maar van mekaar. Die Bybel sê eien sapens eien. So en is regtig nice om te sien die groei in mense. Tussen wanneer hulle begin en oor 3 maande, oor 6 maande en 'n jaar hoe mense groei en eintlik maar gesin maak en saam in die maatskappy groei. Saam in die maatskappy groei. Ja. Okay, dan wil ek by jou weet vanaf jou professie en tot wat dinge moes nog escalate het en toe voltyds begin by G-Sports way. Hoekom klerevervaardiging vir jou? Ja, dit is nou 'n goeie goeie vraag. Weet jy, ek dink daar's baie mense wat 'n pad saam mee stap wat seker met dieselfde vraag sit, ingesluit familie. Ek dink wie eens die visie wat Andre daar gehad het en die potensiaal. As jy nou vat, nee, ek dink elke persoon het 'n gemiddeld van
ietsie oor 20 stukke klere gemiddeld. En as jy kyk na die rate wat mense klere vervang, vrouens meer as mans, maar as 'n mens nou vat na spesifiek sport, is daar nogal 'n interessante geleentheid daarso. Okay. En ons het spesifiek gaan analiseer en gaan kyk wat is die goed wat verkeerd gaan huidiglik. Want onthou, as jy vat, hoekom het G-Sport so gegroei as 'n gaping in die mark? So iewers was daar 'n vraag nie beantwoord nie. Ja. Ons het spesifiek daarna gaan kyk, gaan analiseer en dan die besigheid gebou rondom om daai vrae te beantwoord. Nou kom ek terug na jou vraag vir my, hoekom klere? Ek dink vir my is dit meer besigheid, is 'n besigheidsbesluit. En dan het ek ook agtergekom produksie, bly produksie. As jy engineering opvat en jy sit hom daar in 'n appelfabriek waar daar produksie is en jy sit hom in tankers bou, jy sit hom vervaardiging, die produksie eienskappe bly dieselfde. As jy dit een keer gesolf het, dan kan jy net implementeer in daai gedeelte. So ek het myself getoets in sport. Soos ek gesê het, ons het okay gedoen op klubvlak. Ek het geleentheid gehad om op nasionale vlak ook betrokke te wees, baie geleer daarso. En dan myself getoets in studies, ek hou daarvan. Ek gaan nog weer studeer. Ja, nee. En dan career-wise was ek altyd maar bevorder. En ek glo in hardwerk. Wees vroeg by die werk, sit meer in. Ek is 'n persoon wat nie kyk na salaris nie. Ek kyk wat 'n verskil ek kan maak en dis die visie wat ek altyd vir myself stel, of dit nou by die werk is, of dit by die kerk is, of dit 'n organisasie of 'n klub is. Die instansie moet beter wees na my as voor my. Ja. Dis al. Ja. Niks magicie, niks secret sausie. Los net die instansie beter as jy gaan of aanbeweeg as toe jy aangekom het. Dis dit. So ek hoop ek het jou vraag beantwoord. Ek wil my graag getoets het in die besigheidswêreld. Ek doen 'n bietjie sporttoerisme ook. Maar die ene is wat ek al die ander goed agtertoe geskuif het en gesê dat ons gaan die een vasvat die vasvat, ja. Romano, jy is redelik 'n baie besige man en 'n man met baie wysheid. En ek dink in terms of hoe julle die rugby en dan G-Sport self met Vrydag aan se show het ek gehoor wat julle gaan doen het om dinge in plek te sit by Safcol die klub self. En ek dink julle is 'n goeie span. As nou jy en Dimitri Jacobs en dan die ou van G-Sports. Because julle gaan krap goede uit wat ons almal mis. Soos jy sê, daar's 'n vraag wat nie beantwoord is en daai is 'n tipe goed wat julle gaan uitkrap en dinge in plek sit en op 'n einde van die dag gaan hulle sien, okay, hier is resultate. En julle probeer altyd die gap vul en dink as meer hoe julle as bestuur, as ek dit sou kan stel, mekaar aanvul wat dan lei tot almal die suksesse. Nou dan wil ek jy in die kamera kyk en dan vir 'n jong man na buite motiveer wat nog nie weet wat ek kan toe of waar hy moet begin vasvat nie. So ja, ek dink die lewe wat 'n mens vandag kry is keuses wat 'n mens voorheen gemaak het. So ek sou sê vir my die beste besluit wat ek in my lewe gemaak het is my oom Andrew Benson, hy's ook hier gebore. Die Bensons ook van die uit vir my gesê, my klong, as geen verlossing sonder bekering nie. Yes. So jy moet die Here aanneem. Daar sien ek het al alles probeer. Ek het al alles probeer, verskeie goed in middels en stout maar is net die Here wat 'n mens daai fondasie, hy stigting kan gee. En dan keuses. Ek het die afgelope paar weke baie getravel en ek sit my hulpbronne in my netwerk verskriklik. So kies jou vriende, kyk na mense wat beweeg,
wat iets wil doen met hulle self en connect met daai mense want iewers by hulle kan jy iets leer. Ek wil vinnig 'n storie vertel. Ons het die great baadjie gemaak en ek ontmoet toe die besigheidsman en ek sit die baadjie op die tafel en mense mos maar nou trots op jou produk en die ou van die baadjie en hy sit die baadjie langs aan en hy praat aan met my en so vir 'n oomblik sonder om op my gesig te wys is ek soos in maar hoe want vir my is dit my alles maar agterna het ek besef ek hoef nie meer 'n sales pitch te hê nie. Yes. Die persoon vertrou my en hy vertrou ons maatskappy en hy vertrou die produk en die netwerk. So wanneer die netwerk in plek is, sal die ander goede in plek val. So eerste ding is net die Here. En dan ek dink nommer 2 begin by maak goeie keuses en investeer in jou netwerk. Hier het ons nog gepraat van Dimitri Jacobs, daar's 'n Lamies Felix en soveel baie ander mense spesifiek my oorlede oom Andrew Benson wat van hier is, kom sware omstandighede uit Esbray uit en hy kon hy baie van die huise daar om die kus gebou en hy kon 'n goeie lewe vir hom en sy gesin bou met min geleerdheid. So hy het net die wil gehad om te succeed. So ons kan nie meer vandag ons omstandighede blameer nie. Begin met die bietjie wat jy het. Jy het nie meer verskoning nie as jong man, jong meisie nie. En dan te afsluiting. Ons almal dink jy kan vandag iets in die microwave sit en 3 minute later is dit klaar. Die lewe werk so nie. Jy moet insit, jy moet insit, jy moet insit. En as dit met jou swaar gaan is maar net 'n opportunity om dieper te gaan met die Here totdat jy bo uitkom. My naam is Romano Lekay. Ek glo in jou, ek glo in julle en ek weet jy kan 'n beter lewe maak vir jou en jou gesin, maar dit begin by jou. Baie dankie Romano. Kyk as ons moet groet, weet jy, ek dink ons tyd is eintlik te min vir waarvan jy kom, die agtergrond, waar jy pad is. Ek dink ons sal vir jou op 'n volgende keer weer bestel moet kry. Baie dankie. Meneer Lekay, het was 'n groot voorreg vir ons almal om vir jou te hê. Ek dink tussen jou besige skedule kan 'n mens niks anders wees as om dankbaar te wees dat jy vir ons ingepas het net om 'n bietjie te gesels en 'n jong man na buite te motiveer en soos jy sê, jy glo in die persoon en selfs ek voel gemotiveerd en ek is dankbaar ek kon vir jou ontmoet. Ja, ek dink ek wil eerstens sê baie dankie vir die geleentheid. Is vir my altyd besonder spesiaal. Ek wil vir jou dankie sê Nilo, jou song word omtrent aan my gespeel. En ja, so dankie man, ek dink daai se bydra nie net tot die omliggende omgewing nie, maar ook die Boland in Suid-Afrika in geheel. So wel dan vir jou daar ook en dankie vir die uitnodiging. Montetjie is vir my baie spesiaal. Baie spesiaal. Ons gaan al die details van G-Sports in die onderkant los en julle kan die vir julle bestel vir nou. Ja, is jy baie oorie, is jy baie sizes. So bestel nou en kry jou trui en dan weet jy wanneer ons klaar maak en vir die volgende World Cup dan het jy jou eie trui. Moenie die beskarrel buite nie. Ons sien vir julle tot 'n volgende keer. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Weer eens, dit is Romano Lekay, 'n man van wie julle nog baie gaan hoor en sien. En baie dankie vir al die lewe het geen instruksies, tot 'n volgende maar ek keer. is seker ek gaan nie tweede kom nie. My naam is nie my storie nie en ek gaan staan vir dit. Maak nie saak wat sy van my by mense hoor nie, maar die is my kant van die storie.